Good morning, welkom by Donderdag. Staan op, sit die ketel aan, want die mense is hier. Ons is allemaal hier, moenie wonder nie, en sit jy so lank die ketel aan, want soos Raus mos sê, sit aan die ketel, papa, ons het beskuit nodig, maar ek het nie, ek het dit gesoek, Thys het seker weer alles opgeëen. Boys, jy lyk nie so net van reiskoekies. Sorry vir julle. Thys, ons is jammer om dit te hoor of nie, maar ten minste het ons 'n lekker program vir julle almal beplan. Ons gaan kyk hoe gespesialiseerde honde opgelei word. Ons leer meer oor die werk wat die Linda James Foundation verrig en Janie Bey kom kuier in die ateljee. Maar eers is dit tyd vir ons oggendpraatjies. Ja, ek gaan sommer daarmee afskop. Het enige van julle al julle eie kos ingepak vir 'n vlug? 'n Snack, maar nie 'n kos nie. Soos like a long haul flight, have you ever packed your own food? So, wat some Streetwise 2. Kosblikkie. Some type of thing like that. I know some people, as mense nou prep vir 'n kompetisie of 'n bodybuilding ding, dan weet ek, hulle sal hulle eie kos inpak. But there's been a story that has taken place overseas. A woman's choice to skip airplane food and make her own salad during a 10-hour flight has divided the internet. Jess Murrah, she's 33, she posted a now viral Instagram showing herself making a salad, complete with a hard-boiled egg, on a flight from LA to Paris. Take a look at this. Wow. Daar's die avo, daar's die alles. I'm just laughing at one of the comments that said, "New fear unlocked." Someone making an egg salad on a long haul flight that I'm on. But daai reekie. yeah, I think it was her choice of ingredients, especially the egg, that ignited such a strong reaction online. Eating eggs on a plane should be a crime, one person wrote. Another said, no one on the flight could possibly have appreciated the smell. And then still some defended her, saying that most airlines serve eggs anyway, so why is this such a big deal? Why is hers the problem? So she was on this flight with her husband, and she says that no one complained. Maar natuurlijk, die keyboard warriors gaan altyd vir jou kom, regardless of what you do. Maar ek weet nie of ek dit sou doen nie. I don't think that I would do it. But because it was an international flight, obviously from Los Angeles to Paris, like they measure all the liquids. Daar het sy 'n salad dressing, sy het 'n avo, sy het 'n eier en haar slaai. Where did she fit all of this into her hand luggage, first of all? En dan tweedens, hoekom? Dit is vir my net een te veel. Ek dink sy het 'n excellent flight gehad. en sy het 'n excellent manier gehad om haar goedjies weg te steek en deur die douane en alles. Ek weet nie, my vraag is net, hoekom het sy dit nie maar voorberei voor die tyd nie? En net die bakkie ingevat. Ja, die bakkie nou maar ingevat op 'n manier, I don't know. En 'n ander vraag is waarom 'n video daarvan maak? Yeah, like why? Because obviously, if nobody complained on the flight, it wasn't a problem for people on the flight. But it's always going to be a problem for people online. We know about how keen people are to air their opinions. So, yeah, there we go. Well done. I hope your salad was delicious. Is there anything that you won't eat in public, like that you won't take to the office and maybe like warm up in the microwave or stuff like that? Ek hou gewoonlik in elk geval nie daarvan om voor mense te eet nie. Ja, Thys? Definitief, eiers. Eiers. Ja, want het jy al geryk eiertjie, as jy hom in die kantoor ook het. Ja. Dit eiers is nou, en slapchips, jy weet vir lunch is 'n groot nou. Hoekom so? Nee, daai reuk. Dit Jy hang die weet, hele want dan kantoor kom jy vol. mos in die kantoor en dan ryk jy mos daai slapchips en daai asyn en sout. Dan is jy dadelik Dan is dit dadelik honger. En dan het al wat jy ingepak het is 'n harde eier. Harde eierslaaitjie. Nou maar luister, ek wil net gou by julle hoor. Is enige een van julle al deur die polisie afgetrek, verkeerspolisie of Ja, dit het al met my gebeur 'n paar keer. nog nie met jou nie, net Thys? Nee, glad nie. Glad nie, ja. Al baie citizen. Hy skip net die ry. Was ook gelukkig nog nooit saam met hom wat mense hom aftrek of so. Maar nou ja, hoor gou hier, so 'n 70-jarige beieboer van Katalonië was so ontstel toe die polisie vir hom afgetrek het dat hy besluit het
om 'n swerm bye op hulle los te laat. Die man is aanvanklik gestop omdat hy roekeloos bestuur het en nie 'n veiligheidsgordel gedra het nie. Dinge het erger toe vinnig hand uitgeruk toe hy vir die polisie geskree het. Ek moes julle eerder omgery het. Na alkoholtoets het hierdie bejaarde man na die agterkant van sy voertuig gestap, die deure oopgemaak en 'n swerm heuningbye vrygelaat wat die arme twee beamptes verskeie kere raak gesteek het. Hulle moes in 'n haas vlug en het in 'n nabygeleë restaurant gaan skuil. Hoewel die byeboer kort daarna in hegtenis geneem is hy later dieselfde dag op borgtog vrygelaat. Die twee polisiemanne is na die hospitaal geneem vir behandeling. En volgens plaaslike berigte is die man glo later van aanranding vrygespreek. Hoewel dit nou nog nêrens bevestig is nie, maar ek moet vir julle sê, daai arme manne het 'n spannende, springende. Kan jy jou voorstel, ek weet as 'n mens daarom nou al 'n woordjie het, of mense, ek kon al gesien het, of ek het gehoor by vriende van my wat in verkeerspolisie is, mense raak maar 'n bietjie kwaai, maar dit het ek nou nog nie gehoor nie. Ja. Swermbye. En ek dink ook dit is bietjie onverantwoordelik van hom, want you never know if someone is even allergic to bees, even if they're not allergic to bees. Getting a bee sting is a Not a horrible nice- yeah, it's not experience. nice. You've done something wrong. You weren't wearing your seatbelt. You were maybe driving slightly too fast. The police have every right to pull you over, whether you're 70 en 'n knorrige ou man or not. Dit is die wet. Oh, hy het so geredeneer. I've got the right to be free. Hy het trek hulle die saak terug, maar hulle kon net die bye arresteer. Vir ander aan dink nie. Nee, Kyk, ek Dis bad, ek weet. Ons almal was al regtig so smoor kwaad dat jy gevoel het, kyk, ek kan jou nou met 'n hamer raak slaan of whatever die Ja. geval is, man. Vir die verkeersbeamptes. Ja, nee, ek was al baie kwaad geweest. Of deesdae is dit, hey, Chiva man, how about some lunch? Ja. Ek maak net 'n grappie. Ons het al ene gehad, staan Pieter. Ja. Ja, wat as die mics gehad het onthou jy? Ek onthou baie, Ja. baie. Ons was besig met 'n paar opnames, toe word ons regtig afgetrek. Ja. Ons het 62 en 'n 60 sone gery. Ja, is ongelooflik. Wel, ek is bly hulle is so attentive to detail van daai 62 en 'n 60. Hulle soek soms net Zero 'n rede. tolerance. Toe hulle sê, "Where's your driver's license?" Ons so, toe sê ek, "Hey, you must just remember we are mic'd." We have recorded you, ma'am. Ons is wetsgehoorsame burgers, nê, nee, Ras? Is absoluut goed. Elsa, ek en jy ten minste. Ten minste. Nou ons dink dit is tyd vir 'n nuwe verjaarsdagliedjie om Afrikaans se 100ste verjaarsdag te vier. Of wat dink jy? Wel, skryf jou voorstelle vir 'n nuwe verjaarsdagliedjie in. Besoek verseker.co.za /ons verjaar of besoek Verseker se sosiale media blaaie en vind uit hoe. Daar's lekker pryse om te wen. Met trots geborg aan jou deur die versekeringsnaam met die beste diens in versekering. Verseker. Verseker is 'n produk van ING, 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar en FTV. BSNV is aanlyn en is ook 'n Orange Index kategorie wenner 2024-25. Nou ja, julle, daar is nog 'n propvol program wat voorlê. So ek sien regtig uit na die res van die gesprekke wat gaan volg. Jy kan ingeskakel bly want net hierna hoor ons wat gebeur hierdie jaar by die In die Bos fees. Pieter, ek weet jy is baie uit die Toyota In die Bos Nasionale Kunstefees. Ons is nou weer terug.
Die Toyota in die Bos Nasionale Kunstefees skop met groot lekkerte af vanaf 3 tot 6 Julie in Nelspruit. Ek gesels nou met in die Bos se media en bemarkingsbestuurder Sandra Jacobs om 'n bietjie meer uit te vind en ons net nog 'n bietjie van daai lekkerte te vertel. Sandra, hartlike goeiemôre en baie welkom hier by ons by Goeiemôre, good morning. Goeiemôre Pieter, lekker om vir jou te sien en almal. Dis te heerlik. Nou maar vertel vir my, gepraat van die lekkerte en die dinge. Die tema hierdie jaar by van in die Bos is lekker. Nou, wat gaan dit hierdie jaar net nog soveel meer lekkerder maak as vorige jare? Wel, jy weet mos uit eie ondervinding, in die Bos is 'n lekker fees vir lekker mense. Daar's musiek, teater, boeke, kuns. En natuurlik het ons hierdie jaar wonderlike feesvierings. Afrikaans is 100, ons fees is 21 jaar, ons vier ons nuwe naamborg Toyota, waaroor ons baie trots en dankbaar is. En dan weet jy mos, Suid-Afrikaners hou net so baie van rugby soos van musiek. En op die Saterdag aand van ons hoofkonsert is dit die toets tussen Suid-Afrika en Italië. En dit is vir ons 'n groot plesier dat ons daardie aand die rugby op ons groot skerm gaan aanbied net voor die hoofkonsert begin. So dit gaan die grootste ondersteunerspark in Suid-Afrika wees daai Saterdag. So mense moet asseblief nie by die huis bly omdat hulle rugby wil kyk nie. En dan het ons om ons 21 jaar te vier in elkeen van ons stalletjies 'n 21 minute afslag elke dag, 11 uur vir 21 minute en 4 uur vir 21 minute. So daar's baie om na uit te sien. Wonderlike uitstallers, wonderlike musiek, wonderlike kunstenaars, 'n fantastiese fees glo ek. En weer eens gaan die rekordboeke herskryf word nou dat jy noem van die rugby en so aan om soveel feesgangers bymekaar te kry, rugby ondersteuners bymekaar te kry. Sandra, maar nog iets wat alom bekend is en ook 'n groot hoogtepunt is by in die Bos is die feesverhoog, die hoofverhoog. Waarna kan mense in besonder uitsien daarna hierdie jaar? Ja, soos altyd is daar elke aand 'n fantastiese konsert op die Toyota Hoofverhoog met van die land se heel beste kunstenaars wat daar optree. Ons is regtig opgewonde oor die line-up wat ons hierdie jaar daar het. Dit is donderdag aand die Huisgenoot Afskop-konsert, dan Vrydag aand die Jacaranda konsert en Saterdag aand die Kyknet konsert en van die kunstenaars wat gaan optree. Ek kan nou nie eers almal noem nie. Daar's te veel, maar Appel, Droomsyndroom, Franso van Cooke, Karlien van Jaarsveld, Bok van Blerk, Robbie Wessels, Jewels fantasties, Rieke Snell. Sjoe, die lys is regtig lank. Al jou kunstenaars, Snotkop is daar. Daar's regtig wonderlike kunstenaars wat gaan optree en die wonderlike ding is, hierdie aandkonserte op ons feesterrein is ingesluit by jou hektoegang as jy fees toe kom. So daar's 'n hele dag van feesbedrywighede beskikbaar en dan is daar elke aand hierdie ongelooflike konsert wat feesgangers kan geniet. Nee, ek weet nie hoe kry julle dit reg om jaar na jaar dinge net nog lekkerder en beter te maak nie. Sandra, daar's ook natuurlik die kuierverhoë, maar ook 'n belangrike ding vir julle is die teaterproduksies. Waarna kan mense uitsien wat die teaterproduksies aanbetref? Wel, op die feesterrein is daar vreeslik baie vermaak, soos jy sê, 3 kuierverhoë wat heeldag musiek maak, woelwaters vir die kinders, 'n Bouma kuierteater, maar ons het ook buite die feesterrein teaterproduksies. So daar's komedie. Komedie is altyd baie gewild onder feesgangers, so hulle kan uitsien na die produksie Moord met 'n T, wat natuurlik vir Toby Cronje in die rolverdeling het. Hy is altyd 'n groot gunsteling by feesgangers. Marion Hallam in Marion Monroe, fantastiese eenvrou produksie van Marion. Sy's vir die eerste keer in 'n hele lang tyd weer by in die Bos. Natuurlik is 'n fees nie 'n fees as ouma nie kom kuier nie. So ouma is op pad met Margriet Meyer-Rodenbeck. Ons het die Klug Vlerk sleep. Ons het 'n debuutproduksie, Kry vir jou 'n Taks Thomas met Dean John Smith en Marion Hallam in die rolverdeling en dan natuurlik Geagte Kampeerders met Wynand van Vollenstee. En dan ook 'n bietjie drama. Ons kan natuurlik nie net lekker lag nie. 2 van ons debuutproduksies Seun, na aanleiding van Dana Snyman se boek Seun, oor sy ervarings van man word en in die weermag wees, is 'n ongelooflike eenman vertoning wat hier by die fees te sien gaan wees.
en Wilhelm van der Walt speel daar in die hoofrol. En dan het ons ook speelgoed van glas met onder andere Carla Smith en Anna Mart van der Merwe in die rolverdeling. So daar's iets vir almal op die toneelfront. En dan ook wonderlike musiekproduksies. Ons het nie net musiek op die feesterrein nie, daar's 'n bietjie klassiek met Zaan Stapelberg wat in die produksie is Opera tot Tango. Ons het Trou met Corlia en Mel die storie vertel, dit is so 'n bietjie musiekteater. Dan het ons die formidabele span musikante in die produksie Gysing wat eer bring aan hierdie eertydse superster van Afrikaanse musiek. Ons het ook 'n spesiale produksie Afrikaans wat Afrikaans 104 meesters 100 jaar van Afrikaans en Pinotage. Dis ongelukkig reeds uitverkoop, maar dit vertel stories rondom ook die wonderlike Pinotage wyn wat ook toevallig 100 jaar oud is hierdie jaar. Daar's die beste band in die wêreld, ek sweer, met Rikus de Beer. Mense ken hom natuurlik as Radio Raps, maar hier is hy nou in 'n ongelooflike musiekproduksie, so mense moet kom kyk. Hy sê dis regtig die beste band in die wêreld. Dan's Jack de Priester ook daar, en ag, daar's so baie, mense moet maar op ons webwerf gaan kyk. Ek dink so jy gepraat daarvan, net so vinnig, in 10 sekondes, waar kan ons nog kaartjies kry, of is hulle beperk op net 21,000? Nee, ons kan tot by 35,000 mense op ons feesterrein met gemak hanteer, so mense kan gerus nog kaartjies koop aanlyn by inniebos.co.za. Daar het jy dit, ons kuier net hierna verder, en baie dankie Sandra ook, ons sien vir julle by hierdie jaar se In die Bos. Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth, while you do life, we take care of business. We celebrate great achievements by extraordinary South Africans so that we can inspire our youth, and then we want to empower them to reach their full potential. We are here to celebrate history. He who has a big enough why can bear with any how. They will leave behind a legacy. We will never stop creating hope for our future generation. The cost of living crisis in South Africa has really affected us. The children have to wear hand-me-downs. Okay, let's see if it fits. I can't wear this. It's way too big. We've cut back on luxuries. Toilet paper's finished. We've even had to improvise in terms of entertainment. Kick the ball, damn it! It's time for my soaps. It's the big wedding episode. Okay, kids, we're changing the channel. All of that, and we struggled to pay our bills. Until we contacted Debt Rescue. They offered us debt consolidation without a loan. We have one monthly payment, and now we pay only what we can afford. Now things can get back to normal. The wedding, it's off! Debt Rescue, pay what you can afford. Jy kyk na Goeiemôre, good morning. Dienshonde is van onskatbare waarde in die stryd teen misdaad en vir die bevordering van openbare veiligheid. Hierdie honde word spesiaal opgelei om dwelms, wapens en plofstof op te spoor, vermiste persone te vind en wetstoepassers in gevaarlike situasies te beskerm. Hulle is lojaal en tree vinnig op en ons het by die Braveheart Biodog Academy gaan inloer om te sien hoe hierdie brawe brakke opgelei word. Kyk saam. 'n Hond word beskryf as 'n man se beste vriend. Maar as jy 'n skurk is wat 'n hond teekom wat deur John Grywenstein se Braveheart Biodog Academy in Ruyten opgelei is, gaan jy moontlik jou grootste vyand teekom. Braveheart Honde Akademie is gesetel of gefokus
in die opleiding van honde vir persoonlike beskerming, die privaat eienaar. Dan gaan ons ook en ons gaan kyk na die veiligheidsvlakke waar honde opgelei word vir sekuriteitsdoeleindes. Daar het ons jou twee hooffasette en dit is jou honde vir jou patrolleerwerk en dan jou reekwerkhonde. Wanneer by reekwerkhonde kom, kyk ons byvoorbeeld na honde wat substansieidentificering doen, springstof, narkotika, ekoprodukte. Die eienaar wat sy hond hier by ons oplei, kan baie makliker gaan slaap vannag, want hy weet sy hond as territoriale dier gaan hom beskerm met sy akute sintuiglike vermoëns. Niks gaan verby hom kom nie. Wanneer wetstoepasser op 'n hond se neus moet staatmaak om dwelms of selfs plofstof uit te sniffel, beter daardie neus baie akkuraat wees. Ons gaan 'n werklike reuk, 'n teikenmolekulêre stof plaas en ons gaan vir ons die laboratoriumassistent om dit te verifieer vir ons kry om 'n stof in te plaas. Dan gaan Sheldon as instrukteur tegnikus vir ons kontroleer dat daar ook 'n warstof geplaas word. So ons gaan dan nou vra vir Susan vanaf die laboratorium om vir ons die werklike stof net te kom plaas hierso in een van ons buise. Baie dankie. Ons gaan dan vir die instrukteur Sheldon vra om vir ons saam met Mariana net vir ons warstowwe te plaas. Gaan ons vir Denico kry met sy opgeleide hond Gecko om vir ons 'n loop te loop waar ons dan verwag dat die hond moet verby verskeie warstowwe wat geplaas is, beweeg en die werklike stof aan te dui op 'n passiewe manier. Ons sal let dat Gecko beweeg met beskermende beskerming aan sy pote. Daar is substansie, veral van die nuwe sintetiese substansie wat sou die hond wou krap of op 'n aktiewe manier aandui, dit baie skadelik vir die hond kan wees. En Gecko dui aan op 'n passiewe manier. Hy ondersoek die substansie by die regte substans, gaan dui hy op 'n passiewe manier aan deur te sit. My rol by hierdie akademie is om die balans te hê tussen die mense wat net so belangrike bate is soos wat die honde is. Want as die mense hulle passie of hulle liefde kan wys teenoor die honde, dan sien ons die resultate met die honde. Dit is waar mens stories skryf waar honde mense se lewens red, waar hy buite sy aanvanklike dissipline opgetree het omdat die band tussen die hond en die mens net so sterk is, dat die hond ook aanvoel wat by die mens aangaan en die mens begin aanvoel wat by die hond aangaan. En daar's 'n simbiotiese verhouding en dit is absoluut die kern. Daar is die wat reken 'n hond se blaf is groter as sy byt. Maar wat Biodog Academy se aanvalhonde betref, is die blaf 'n vriendelike waarskuwing. Heel lekkerste gedeelte is waar ons julle kan wys wat kan gebeur met 'n man wat opgelei is, 'n hond wat opgelei is, daar selfvertroue beide by die hond en by die mens en wat hulle kan verrig. Ek gaan dit oorlaat aan Sam wat ons een van ons senior hanteerders is en sy hond Bruno. Soos mens kan sien, die belangrikste gedeelte is dat daar 'n band is tussen die hond en die mens. Geen kos gegee nie, absoluut geen kos nie. Dis net die beloning vir die prys wat die hond kry. En ek dink dit is regtig een van die lekkerste gevoelens as mens daai werk kan gaan en mens vergoed sonder kos en die hond werk vir jou want hy wil vir jou werk. Ons het ons eie krimineel wat ons invoer sodat hy vir ons kan help die hond se vermoë demonstreer. As jy kan sien die hond dui al klaar aan vir die hanteerder en dit is natuurlik net so belangrik dat die hanteerder verstaan wat die hond vir hom wys. Ndate, who are you? What do you want here? Just go this side. Trespassing in my place. If it's my goat, I'm not all that side. That means it's you. Stop, otherwise I leave my dog. I said stop, otherwise I leave my dog. I said stop, otherwise I leave my dog. No more.
Beide hond en hanteerder ontvang uiters gespesialiseerde opleiding en die belangrikste deel is die band wat gebou word tussen die twee. Ek is baie betrokke by die opleiding van ons honde, van die sosialiseringsgedeelte af tot en met die aanvalshonde. En dan is ek ook betrokke by ons reekwerkhonde se opleiding. Die snifferhonde, die reekwerkhonde en die beskermingshonde kry oorgenoeg liefde, intense tyd wat ons saam met hulle spandeer sodat hulle die werk kan verrig, want ons moet onthou dat die sniffelhonde en die verdedigingshonde moet uitgaan om lewens te red en dit is wat ons doel is. En dit is duidelik waarom 'n hond 'n man se beste vriend is, want met sulke waghonde kan ons almal effens rustiger slaap in die aand. Ai, ons salueer ons dienshonde, né? Nou onthou, jy kan ons op sosiale media volg by Goeiemôre Good Morning. Al wat jy hoef te doen is om ons te gaan soek daar op Facebook en ook op Instagram. Dis amper tyd vir geldsake saam met Tuis, maar intussen kan jy ook uitsien na ons Suid-Afrikaanse kriketkaptein Themba Bavuma wat 'n bietjie later saamkuier. Dan fokus ons ook op slagoffers van emosionele geweld. Ek is seker daarvan jy wil ingeskakel bly vir daai insiggewende gesprek wat nog gaan volg. Janie Bey kom kuier ook in die ateljee en daar is ook 'n musiekvideo wat wag, so jy kan gerus ingeskakel bly daarvoor. Dan herinner ek jou ook aan die feit dat al hierdie gesprekke later op YouTube, op ons YouTube kanaal beskikbaar sal wees, maar jy kan ook inskakel vir die heruitsendings, natuurlik net op Via om 10:00 en dan later om 2:00 vanmiddag en dan kan jy ook by ons adverteer, maar ons sal jou 'n bietjie later meer daarvan vertel. Intussen bly ingeskakel vir die finansies net hierna. At ProCare, we bring compassionate care right to your home. With tailor-made care packages ranging from 8, 12, 24 hours to full living services, we ensure that your comfort, dignity and well-being are always our priority. Whether you need short-term assistance or round-the-clock support, trust ProCare for reliable professional care that fits your individual needs perfectly. ProCare, where care feels like home. Op pad deur Suid-Afrika, Sleepover Motels is reg waar jy ons nodig het. Van Johannesburg tot Limpopo en selfs langs die Mpumalanga internasionale lughawe. Ons bied bekostigbare gerieflike kamers met gratis Wi-Fi, veilige parkering en alles wat jy nodig het vir 'n sorgvrye oornagstop. Slaap rustig en reis slim. Sleepover, jou tuiste langs die pad. Nou ja, ons almal weet die manne in jou lewe word nooit regtig groot nie. So ook sal ons vrouens en ma's nooit ophou sorg nie. Ophou wonder nie. Is daar voldoende voorsiening gemaak vir eendag? En wie gaan die boedel hanteer? Eksekuteurs, want boedels en testamente is wat ons doen. Besoek eksekuteurs.co.za of kontak jou finansiële adviseur. Eksekuteurs, versekerheid tydens onsekerheid. As ek vir Appel in een woord kan opsom, legend. Hy's talentvol. Hy's lief vir diere. Alle diere. Hy is 'n jagter. Hy ry altyd die coolste bakkies. En by sy shows, ek sou wat wou gee om in sy skoene te staan. Hier sal jy boer. En dit is nou tyd om jou geldsaake te bespreek en vandag gesels ons oor besigheidslenings. Tuis gesels nou met Karel van Heerden, hoofuitvoerende beampte van Finbond Mutual Bank. Wel, ek dink dit is vir my 'n voorreg, Elsa, want ek sit vanoggend met die bankbestuurder, soos wat hulle sal gesê het in die ou taal. Jy weet, so Karel, baie welkom by ons. Dankie dat jy al die pad van die Kaap af gekom het. Baie dankie, Thys. Dit is 'n groot voorreg om hier te wees. Goeiemôre kykers. Kom ons begin sommer. Wat maak Finbond Mutual Bank anders, jy weet, van ander banke? Wel, Thys, eers ons is 'n mutual bank. Ja. So ons vaste termyn deposante is tegnies aandeelhouers in die bank. Hulle kan stem by die jaarvergadering. Maar daar's so baie goed wat ons anders maak as die ander banke. Eerstens, ons is nie so groot nie. Ons dink dit is 'n voordeel.
dit laat ons toe om persoonlike diens te gee en persoonlike diens is die fondasie van ons bank. Ja. Ons beoog om 'n verhoudingsbank te wees. Jy kan met ons kom gesels. Daar is natuurlik die digitale middels wat ons deesdae ook maar gebruik wat al die banke het, maar ons glo dat daar 'n redelike groot deel van Suid-Afrika is wat nog met iemand wil praat oor hulle bankdienste, oor hulle benodigdhede en oor hoe ons hulle kan help. En dis wat ons glo. So julle verwys ook na daai mooi woord gemeenskapsbank van keuse. So is dit bietjie waar ons nou gesels, Ja, daai verhouding. Ja. Ons beoog om 'n gemeenskapsbank te wees. Ons glo dat elke gemeenskap in Suid-Afrika uniek is. Of dit nou in die stad is en of dit nou in die platteland is, hoofsaaklik, maar ons op die platteland. En ons glo dat besluite in Vredendal of Moreesburg nie noodwendig geneem kan word in Pretoria of Sandton nie. Dit moet in Vredendal of Moreesburg gebeur. En ons beoog om daai tipe bankdienste vir mense te bied. So die gemeenskap van Vredendal as 'n voorbeeld kan by ons instap en gesels oor hulle persoonlike of sakebenodigdhede en ons sal so die gemeenskap groei. As mens 'n gemeenskapsbank is, moet jy wel die doel van 'n bank is om die ekonomie te voer basies. Ons glo daarin. En ons glo hoe jy die ekonomie voer in Suid-Afrika en hoe jy verskil maak in Suid-Afrika, is jy voer die gemeenskappe van Suid-Afrika. En jy help hulle met benodigdhede wat hulle nodig het. Ek kan nogal daarvan Karel, want vir alles ou nou byvoorbeeld sê as ek in 'n klein tipe van gemeenskap uitkom, dan het ek daai vrymoedigheid. Jy weet om amper soos wat ek vanoggend voel en soos wat in die ou taal was, jy trek 'n mooi baadjie aan en sê ek gaan na die bankbestuurder sien oor my besigheid. Jy weet en ou het daai tipe van verhouding wat ou kan verwag dan met julle met ander woorde. En ek dink dit maak daai woord dan so mooi, daai gemeenskapsbank van keuse. So ek hou nogal daarvan. Julle het ook onlangs nuwe besigheidsleeningsprodukte bekend gestel. As jy my bietjie meer van dit kan vertel. Ons is baie opgewonde daaroor. Ons sakpas sakelenings is weer eens gemik op die gemeenskap. Dit is vir klein en medium sakebesighede in gemeenskappe wat ons diens. Ons glo weer eens daarin in persoonlike diens. So as jy aansoek doen vir 'n sakelening, gaan jy met 'n persoon praat. Ons gaan jou unieke situasie assesseer en jou help op 'n manier wat jou gaan help om jou besigheid te groei en jou besigheid te bou. So sal ons jou toelaat om dalk meer werk te skep en dalk 'n verskil te maak in jou gemeenskap as 'n sakeman. So met ander woorde, as ons daarna gaan kyk byvoorbeeld besigheidslenings vir die algemeen, kom ons sê dan maar jou ander kommersiële banke, jy weet die rooi bank, die blou bank, wat maak julle eintlik dan nou anders uniek rondom wat jy nou net vir my vertel het, jy weet, so behalwe nou die verhouding wat 'n ou kan hê met jou bankier? Wel, ek dink wat ons uniek maak is die algoritme gaan nie sê of jy die lening kan kry of nie, of jy krediet kan kry of nie. Mense gaan dit doen. Ons gaan met jou praat, ons gaan uitvind wat is jou benodigdhede, wat is jou vereistes en ons sal iets uitwerk om jou te laat succeed basies. So dit is baie meer persoonlik dink ek as 'n gewone sakelening by een van die groot banke en dis baie meer getailer om die mense wat ons diens. Wel, julle praat ook baie kere van finansiële insluiting. Ek kan 'n bietjie uitbrei oor dit. Wel, finansiële insluiting, daarmee mik ons nie net op krediet nie, maar ook op spaar. Deel van die gemeenskapsdiens wat ons bied is, ons glo dat Suid-Afrika meer moet spaar. En ons het gedink aan hoe kan ons produkte ontwikkel wat mense sal bemagtig om te kan spaar. So, by ons het jy vir 'n 32 dae vaste termyn depositorekening net R1000 nodig. En ons rente is ordentlik. En ons rente is regtig goed. En dit laat, ek glo, almal toe om te kan spaar. En geld weg te sit vir wat ook al hulle gaan nodig hê vir die langtermyn of vir die korttermyn. Ons deposito produkte is vanaf 32 dae tot 5 of 6 jaar. En natuurlik word dit dan 'n aandeelhouer. Ek hou nogal van daai aandeelhouers faktor wat jy ook inbring. Jy weet, jy sal nou om die verhouding wat jy ook kan bou en ons half daai turnkey solution om te sê enigiets wat geld aan betref, geldsaake kan Bond Mutual Bank wat so my basis, jy weet, assisteer. Hoeveel takke het julle op hierdie stadium, jy weet, landwyd? Ons het, ek dink 198. Ons maak
Ons het laas jaar 14 oopgemaak. Ja. Ons beoog om hierdie jaar nog 14 oop te maak. Ek dink ons het reeds 5 oopgemaak. Hmm. So dit gaan weer eens oor persoonlike diens. Ek dink waar baie van die ander finansiële instellings takke toemaak en konsolideer en meer digitaal gaan, glo ons in uitbreiding en glo ons in die persoonlike diens wat 'n taknetwerk vir jou kan gee. So ja, ons sou aan oopmaak. Ja. Right. En dan sê ook vir my 'n bietjie Namibië dalk in die nabye toekoms, buurlande, of is julle eers maar 'n bietjie besig hier by ons? Nee, ons is reg Suid-Afrikaans. Ons gaan Nog net daai eers kant hierso toe nie. fokus. Ja. Alright, maar as ou by Bossie kykers, as hulle 'n bietjie meer inligting wil hê, waartoe gaan hulle waar kan hulle kyk of daar tak is byvoorbeeld, jy weet daai tipe van inligting? Ons het 'n webwerf, ons het 'n dienssentrum wat jy kan inbel. Al daai details is op ons webwerf en ja, gaan probeer gerus en gaan besoek dit gerus. Ek dink enige iemand sal dit van definitiewe waarde vind in 'n gemeenskap. En great. Hoorie Karel, jy het my oortuig. Jy weet, so ek gaan definitief kyk waar is die naaste bank. Jy weet, en ek gaan my Finbond Mutual Bank aansluit. Jy weet, so maar baie dankie vir jou tyd en natuurlik vir wat julle doen vir die algemene gemeenskap. En dan ja, baie dankie Elsa. Dankie Thys. Baie dankie Thys. Jy het nou wel met die bankbestuurder gesels, maar jy bly ons eie minister van finansies en ons waardeer jou wenke oor die algemeen altyd. Nou, ek wil net so lank vir jou sê, jy kan môreoggend vir die eerste keer inskakel wanneer ons kyk na 'n paar hoogtepunte van hierdie week op Goeiemôre Good Morning. So maak seker jy skakel daarvoor in om 6:00 môreoggend net hier op Via. En onthou jy kan ook adverteer op Goeiemôre Good Morning. Ek het vir jou gesê gaan jy nou vertel. Dus stuur net vir ons 'n e-pos na sales@creatorsway.co.za vir meer inligting. Net hierna gesels Arnold Geerts met die Protea se kaptein Themba Bavuma. Bly net waar jy is.
Goeiemôre, ek is Arnold Geerts. Jy kyk na Goeiemôre, Good Morning, dis tyd vir sport. En wat 'n groot eer om een van ons bestes, inteendeel, miskien selfs die beste van alle tye, ons cricketkaptein Toets, cricketkaptein Themba Bavuma, welkom te heet. Themba, thank you firstly so much for your time. I know that you're a very, very busy man at this stage, so thank you. It's an honor to have you with us. I want to start off way back at the beginning. Did a young man from Langa ever think that he'd end up in this position that you are in at the moment? Thank you, Arnold. Thanks for having me. No, not in the wildest of dreams do I think that I'd have the privilege, the honor as well of leading our country in a final at the home of cricket. You know, those are things we couldn't even really dream about when we were young. But I mean, I always had, I guess, the passion for the game. So yeah, I'm happy that I was able to stay true to that passion, and really reach high heights. You mentioned the heights, but you come from very humble beginnings. Just take us back to where cricket started playing a role in your life when you were a young man and a boy. Yeah, I mean, I grew up in a place where sport was a big thing. I grew up in a sports-loving family. All my uncles played cricket at the highest level that they could, considering the times. So I was always within that passion. Cricket was only but one of the sports that I played, and through cricket, I got a lot of opportunities. I got the opportunity to attend some of the best schools here in the country. And, being in those type of systems really gave me a better chance of being someone. So cricket has always been something I've known, Arnold. I dread the day where I'll have to walk away from the game. We do too, I must be honest, at this stage. I don't even want to talk about that. I think it's way too early for that. But just take me back. Obviously, the schools that came after you saw the talent, but when did the young Themba Bavuma first think, hang on, there's something here more than what the normal kid has? Yes, I mean, I was always passionate about the game, right? I always dreamt of playing for South Africa, representing South Africa in Test cricket, having a bag of green. But I think probably when I was around 15, 16, did I really believe that it could be more than just a passion? And that's really where I kind of put my head down and tried to make it more than a dream. I think also at that time, Arnold, that's when I grew a little bit taller and got a little bit stronger. So I was able to hit a bit more sixes. But yeah, the dream, the passion of the game was always there. But probably, later on, grade 11 or so, that's when I believed that it could be more than just a passion. And then I'd like to touch on leadership. I speak to so many of your peers and some of the administrators in the game who love the way that you lead. When did that first become apparent to you that there was captaincy material deep inside there? So I think coaches from when I first started playing first-class cricket, they would all kind of say that you've got leadership in you. One day you'll be a captain. I never thought much of it. I never believed them. I don't have great captaincy experience coming in from school cricket, even from my first professional year. So that was never really a thing for me. Captaining South Africa, that was never a dream. But I think probably 2019, part of the Lions, where there was a change in guard from a coaching point of view. Enoch Nkwe, he came in, and one of the changes he made was to make me captain. And I think that came at quite a pivotal moment in my career, where it was almost like I was trying to find some sort of a resurgence, really stake a claim at international cricket. And I think the success that I managed there really gave me the hope that this is something that I could do at higher honors. So, yeah, I mean, that journey has been it's been a lovely one. It's been it's been a tough one, full of highs and lows. But I think what I found with it really evolves. The pressure doesn't go away; that stays there. But I think as a person, you keep discovering yourself every series, every season. Yeah.
You mentioned the highs and the lows, and I do want to go to the lows. A batsman inevitably has very rich patches and is a great vein of form, and then all of a sudden gone. How does Temba Bavuma get himself out of one of those slumps? Yeah, I think that's the toughest thing being a batsman. We accept that you fail more than you exceed. It's hard to accept, but I think the older you get, the easier it is to allow that to become part of your reality. I think, when I was younger, I struggled with how to deal with all of that. I would always try and look at it from a technical point of view, try to change things. But then the older you are, you understand that it's a little bit more, it's more mental than anything. And it's more about getting yourself mentally in the right space to play your best cricket. And I think that's been something that, unfortunately, I've learned a little bit later within my career. I wish I'd learned that a little bit earlier. But yeah, I think for me, mentally, that's probably where that's the biggest asset that we have as elite athletes. I think it's called wisdom. When you get to my age, Temba, maybe, I'm not sure. Even at my age, one battles with it, especially if you're a guy. Let's turn our attention to what happened at Lord's. First innings was not a confidence-building one, but the team hung in there. How did you create that? We came into the game knowing that it was always going to be tough against Australia. You plan, but things never really work out according to how you plan. But it's important that you still keep the belief in yourselves, in our strategy. And we make sure that when we get a second chance, that we make use of it. So, we always knew that our bowling was our strength as much as their bowling was their strength. And I think that showed in the first innings. When we came out to bowl in the second innings, our bowlers got us right back in the game, and then it was up to us as the batters to make sure that we don't lose the momentum. Obviously, a lot of people speak about that partnership between Aiden and I, which really was probably the defining moment in the game. But I think there were other small contributions as well. Vian Mulder, Bedingham there at the end, who kind of closed it out. So, yeah, I think when you come up against teams like Australia, like I said, number one, you got to keep the belief, and number two, you got to make sure that when the opportunity is there, you don't let it go. It was a magnificent performance from you, particularly in view of the fact that the hamstring gave you so much trouble, and in fact so much that you're not going to be part of the team going to Zimbabwe now. How is that healing up, and how did you handle that when you were batting? Yeah, the hamstring is feeling a little bit better. I'm not too sure exactly of the prognosis, but it's a couple of weeks. I think I still ask myself how I was able to kind of manage to keep going, considering what the results say from a medical point of view. I think that the adrenaline, obviously, that was pumping. And I think obviously also the status of the game, the situation of the game where that was, Aiden and I, we identified that that's the key moment in the game. And we needed to keep going, Aiden and I have got a fantastic relationship. He's one of the strong leaders within the team. He's the vice captain. And you have the vice captain, you have the captain, your two senior players. You want those guys to be standing up. So I think identifying that that's the moment for us to stand up, that was one of it. And look, we were able to get through that quite well. And one cannot say enough about KG and the way that he handled himself and just was there on the mark every single time. Yeah, KG is a superstar. He's a true warrior of the team. He embodies our character and spirit of the team. He came into the game. There were questions about him. There was a little bit of controversy. So he kind of knew that people would be looking at his performances, how he's able to bounce back, and he did it no other way than KG's way. So yeah, like I said, he's a superstar. I'm sure he'll go down as a legend, not just in South African cricket, but within the global world. Temba, we're just about to wrap things up. And again, thanks so much for your time. I know that you've had 100,000 requests for interviews. I am interested to know, what do you think the impact of this one will be for cricket, not just 5 years, 10 years, maybe even 20 years down the line? How do you see that? Yeah, I think like more now in the intermediate. I look at the support we had at the stadium.
half those people were South Africans, you know. So I think that already has had a positive influence. I think it would already cause that sentiment around cricket in South Africa to go the right direction, towards a positive direction. And I think obviously us, you know, I mean, I think I've heard that it's the first time in 26 or 27 years that we've done something like this as a country. And as part of our legacy as a team, we'd like to be the group that is known to have started the culture of winning trophies for the country. So, yes, man, hopefully this is goes on to expire. I think about it within the rugby, where the rugby had that 95 moment. I mean, I was too young to really understand what happened there. But you know, I guess in years to come, it will really tell. But I think, you know, in terms of inspiring the nation, in terms of really bringing us together, showing us we can do it our own South African way, I think it will go a long way towards achieving that. Themba Bavuma, it's such a great pleasure and an honor to chat with you. I cannot tell you how proud we are of you, not just as sports fans and cricket fans, but as South Africans. Thank you for what you've done for South Africa. Thank you, Arnold. I couldn't appreciate it even more. Thank you, sir. Thank you very much. Themba Bavuma, regstreeks in gesprek met ons net hier op Goeiemôre, Good Morning. Dis nou nogal interessant dat Themba die 95 wen noem, want net so 'n paar dae terug was dit die 35 jaar feesviering daarvan en dis baie spesiaal. Dis nie iets wat mense gereeld kry nie, maar dit wys jou net as daai eerste hekkie eers verby is, dan is dit sulke tyd. Jy is ingeskakel op Goeiemôre, Good Morning. Net hierna gaan ons voort, so moenie ver weg gaan nie, want ons het nog ongelooflike televisie wat vir jou wag. Hoe kan so 'n klein nesie toekomsbestand wees? Goeie beplanning, stewige anker, kreatiwiteit, unieke ontwerp, risikobestand. Laat ons jou help om jou finansiële nes te bou. Dinamika Finansiële Dienste. Finansiële vryheid met vertroue. www.dinamika.co.za. Relax. Unwind. Murphy's Law is real. Whatever can go wrong usually does. Surprise! Mom and Dad! Oh, come on! Don't give Murphy the satisfaction. Make sure you have Dodge's extended warranty in place. Starting from R9 a day, you can get Dodge's extended car warranty that covers up to 400,000 Rand in parts. So if a part breaks or fails, we'll cover the cost of replacing it. It's that simple. Visit dodge.co.za, quote online in under 3 minutes. Is it secure? Yeah, it's secure. Are you sure? Trust me, my guy. Okay, let's go. Don't let your investment slip through your fingers. Invest with a partner you can trust. Everest Wealth, the power of consistency. Do you want to make an impactful change? Empower and uplift your community to better the lives of the less fortunate. Share your ideas and build healthy friendships in a community of like-minded individuals. My favorite thing about Roundtable is making a difference in others' lives. Actually building something for a community. The friendships that you've made, it will last you a lifetime. Join Roundtable Southern Africa at roundtable.co.za and make your impact today. Kom ons snap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. Om 'n voertuig te finansier kom met baie voorwaardes, maar Refinance 'n Car bied motorfinansiering met voordele. Het jy vasgeteken op 'n hoë rentekoers? Wil jy die terme van jou lening herstruktureer? Wil jy geld teen die boekwaarde van jou voertuig leen? Of kort jy finansiering op die koop van 'n privaat voertuig? Refinance 'n Car het 'n oplossing vir jou. Refinance 'n Car, motorfinansiering met voordele.
Welkom terug. Jy kyk goeiemôre, good morning. Die Linda James Foundation is toegewy daartoe om slagoffers van emosionele geweld te help om hul identiteit te herbou, hul mag te herwin en emosionele en ekonomiese vryheid te bereik. Nou, Linda James is vanoggend saam met ons hier om ons meer te vertel. Baie welkom en goeiemôre, good morning Linda. Môre Rosan, baie dankie. Dit is lekker om hier te wees. Hoekom het jy besluit om die Linda James Foundation te begin? Rosan, weet jy, ek bied baie werkswinkels aan vir vroue en in dit het ek gesien daar's 'n groot leemte vir mense om hulle stemme gehoor te kry daar buite. Emosionele geweld is iets wat gemis word want mens kan dit nie sien van buite af nie. En al die blou kolle sit aan die binnekant. Ja. En ek wil graag daai stem wees waar mense hulle storie kan vertel. Waar hulle kan leer om vaardighede aan te leer om gesond te word. Kan jy vir ons bietjie uitbrei oor wat presies emosionele mishandeling is? Want mense verstaan nie regtig en dit is basies net soos wat jy gesê het, daar is nie blou kolle nie, daar is nie bewyse dat iemand jou so vragtig seermaak nie. So wat is dit by definisie? Emosionele geweld steel 'n mens wees. Dit vat jou stem weg en dit maak jou stil want dit is moeilik om te praat daar buite omdat daar niks aan die buitekant is wat jy kan wys nie. Dis nie iets konkreets wat 'n mens kan sien nie. Ek dink emosionele geweld dit steel jou kreatiwiteit, dit stop jou om jou potensiaal te bereik. So ek wil graag hê mense moet 'n platform hê waar hulle kan voel dit is veilig om te kan asemhaal, om net te kan wees, waar hulle hoop kan kry om hulle stories te kan deel en waar hulle weer gesond kan word. En in die proses ook weer te kan teruggee aan die volgende persoon. Ja. Want om daai erkenning te kry waar iemand na jou kan kyk, help jou weer om jouself op te bou. Ek dink dit gebeur veral in, ek weet dit is across the board wat dit gebeur in terme van ouderdomme, maar ek dink dit gebeur veral in jonger vroue wat nou nog nie hulle selfbeeld en hulle eie persoonlikheid opgebou nie en alles wat hulle is in hierdie ander mens in vasgevang. Ek kan uit persoonlike ervaring hiervan gesels. Maar dit is asof jy nie 'n volledige mens is sonder hierdie persoon nie, al is hierdie persoon wat jou die heeltyd minder van 'n mens maak. So dit is amper soos 'n bose kringloop. Dit is 'n sirkel wat nie gebreek kan word nie. En ek dink wanneer 'n mens vasgevang word daarin, besef 'n mens nie die nadeligheid op jou menswees nie. Want dit stop jou om iets te wees. En wanneer 'n mens eers terugstaan buite daai sirkel, kan 'n mens die effek sien. Mens raak so in 'n magiese bose kringloop vasgevang, wat jy dink dis jou normaal. Jy val terug en jy's bang om 'n besluit te maak, jy's bang om jou stem daar buite uit te druk, want jy begin twyfel in jouself. Jy word gemanipuleer om te glo jy's nie goed genoeg nie. En soos jy weet, hoe meer mense iets hoor, hoe meer word 'n mens dit. Ja. En om die stap te neem, vat baie moed. Dis nie sommer net iets wat 'n mens kan doen nie. Want dit is gemakliker om te default na jou normaal. En ek wil graag hê die mense moet weet dat jou stem daar buite saak maak. Jou storie is belangrik. Ek wil die wissel en die wiel wees waar daai mense op kan klim om daai sirkel te breek. Wat is van die uitdagings wat julle as 'n stigting ervaar om hierdie sirkel te probeer breek in terme van emosionele mishandeling? Ek dink mense kry skaam. Ek dink individue voel skaam omdat hulle heeltyd teruggaan na die bekende toe. En mens voel naderhand, jy weet nie meer hoe om dit te doen nie. En om die mense te kry om te praat is die grootste challenge, kan ek maar sê. En daarom het ek ook die Linda James Lifestyle besigheid wat werkswinkels en geleenthede aanbied en spesifiek daai spasie skep waar 'n mens veilig kan voel en waar jy iets kan sê wat jou gaan gesond maak. Jy het nou die Linda James Lifestyle genoem en dit is hoe jy eintlik hulp verleen aan mense wat dit wel nodig het. So hoe doen julle dit binne in die besigheid en dan in samewerking met die stigting? So die Linda James Lifestyle is eintlik die sambreel van die hele prentjie.
Daar's 'n paar bene onder hom waarvan een die organisasie is, die foundation, en dan het ons die lifestyle wat spesifiek gerig is op geleenthede waar ek kommunikasiewerkswinkels aanbied, waar ons kan ek nou maar sê wat is fundraising? Fondsinsameling of fundraising. Goeiemôre, good morning Linda. Engels, alles is reg. Fondsinsamelings en dit gaan alles gepaard met geleenthede. Ja. En soos wat mense netwerk en connect, kom daai gemaklikheid uit. En in my lifestyle besigheid het ek die noodsaaklikheid raak gesien om daai veilige spasie te wees vir mense. En hulle voel gemaklik. En wanneer mense wegstap na 'n funksie, wil ek hê hulle moet al voel hulle net vir die oomblik ek is okay. En ek dink dit is belangrik om daai raak te sien in 'n persoon en vir hulle daai geleentheid te gee. Selfs die naam van die werkswinkels, Healing Through Awareness inisiatief, dit is eintlik die naam sê alles wat dit eintlik behels, want as ons nie bewusmaking kan skep nie, hoe gaan ons die genesingproses kan begin? Dis korrek, ja. En ek dink die genesing kom nie net van vaardighede wat ons aanbied nie. Dit kom ook in 'n groter mate vir my kom dit, en dit is die visie van die foundation, is om terug te gee, to give back. Sodat die persoon wat gesond word weer kan teruggee vir die volgende slagoffer van mishandeling. En dat hulle in die proses hulle self gesond maak, want soos wat ek die werkswinkel aanbied, maak ek my eie beker vol. En hoe kan mens teruggee, net as jy vol is? En die ding ook dat mense wat deur die proses is, dan eintlik teruggee op die manier, hulle verstaan waar daai mens is wat nou rock bottom is. Hulle verstaan al die goed waardeur daai mens moet gaan om op 'n beter plek uit te kom. So dit is die perfekte persoon om daai tipe werkswinkel en daai tipe hulp te verleen. Korrek. En ek dink, soos wat jy sê, weet mens plaas jouself in die persoon se skoene. En dit is moeilik om in iemand anders se skoene te staan. Dis maklik om van 'n ander kant af iets te sê of iets kwyt te raak. En ek dink as 'n mens jouself in iemand anders se skoene plaas, dit is juis wanneer 'n mens nie oordeel nie. Dis juis wanneer 'n mens daai geleentheid vir die persoon gee om te kan praat en jy kan luister. En dis eintlik wat elke mens wil hê, is om daai aanvaarding te hê en te hoor of te voel ek word gehoor. Ek sien jou raak en almal van ons het dit eintlik nodig. Julle het ook 'n entrepreneurskapprogram en dit bevorder eintlik daai konsep van finansiële vryheid, want baie van die emosionele mishandeling word gedryf deur finansiële beheer. Korrek. Baie maal sit 'n mens vas as gevolg daarvan in 'n verhouding of in 'n posisie waarin jy nie wil wees nie. En dis vir daai rede dat ons die ekonomiese kant ook bygesit het, omdat 'n mens so groot koneksie en 'n databasis vorm met die lifestyle kant, is daar altyd geleenthede vir die slagoffers om ergens anders ook te groei. En dit skep weer daai potensiaal om jou terug te bring aan die persoon wie jy eintlik is, want ons almal het dit alreeds binne in ons. Ons moet dit net ontgin en ons moet net op die vervoermiddel klim, kan ek maar sê, om by die uitpunt uit te kom. En ek wil graag hê dat ons foundation volhoubaar kan wees, om 'n platform te skep wat aanhoudend is, dat dit nie net ophou na een werkswinkel nie. En dat daar geleenthede vir daai mense gaan voortkom daar uit ekonomies ook. En finansiële vryheid is regtig die beginpunt van ontsnap uit die bose kringloop wat ons aan die begin van die onderhoud van gepraat het. Dis heeltemal reg, ja. En as 'n mens nie kan dink nie, omdat jy emosioneel oorlaai is, kan jy nie besluite neem nie. Want 'n mens se breinfunksie word al hoe minder hoe meer emosioneel jy raak. En dit stop jou om korrekte besluite te neem. En wanneer dit in balans is, wanneer 'n mens weer in balance kan aangaan, maak jy beter besluite. En ek wil dit graag vir die mense bied. Linda, vir jou persoonlik, watse bevrediging kry jy van al die werk wat jy doen en wanneer jy sien iemand is besig om weer te groei en weer die persoon te word wat hulle moet wees? Rosanne, ek kry my energie deur mense. Mense maak my vol en ek dink dit wat ek ervaar is wanneer 'n mens daai, ek wil dit 'n lig noem wat in iemand se oë aangaan. Mens kan sommer net sien the penny has dropped. Daai persoon ervaar presies wat jy sê en dit raak aan hulle menswees binne hulle self. As daai oomblik wat dit gebeur,
dit is asof daar dan iets in my ook aangaan. En dit laat my ook weer aangaan en vorentoe skuif. Vertel ons bietjie van julle planne met die Africa Rally 2025. Ek kan sien jy's ek is baie opgewonde oor die rally. Ek dink die rally is definitief die voorloper van baie projekte. Ons gaan ongelooflik baie blootstelling kry te danke aan Paul Clayton. Hy is die organiseerder van hierdie rally. Hy is van Londen af. Die rally is al vir meer as 10 jaar aan die gang. So ons begin in Hartbeespoortdam en ons eindig in Kenia in 21 dae. Wow. Ja, en ek sien vreeslik uit. Ek en 2 van my vriendinne, Elzaan Ludike wat my regterhand in my besigheid is en 'n ou skoolvriendin Kirstel Cronje, ons 3 gaan hierdie reis aanpak. En ek dink dit is so fantasties om uit jou gemaksone uit te kom, want dis waar jy groei. En hierdie is 'n bietjie van 'n challenge. Ek dink ons val bietjie blindelings daarin, maar dit is juist dit wat 'n mens laat groei, om net uit daai comfort zone uit te kom van alledaagse lewe en back to basics. Wat kry mens meer as 'n Afrika sonsondergang? Wat sit 'n mens se voete terug op die grond as dit? Ongelooflik. Net ter afsluiting, Linda, wat is die kontakbesonderhede sodat mense en besighede betrokke kan raak by die werk wat hulle doen? Op ons sosiale media platforms het ons 'n Give and Gain link. Dit is 'n internasionale fondsinsamelingsplatform. So julle kan net op die link klik. Ons gaan elke dag ons kilometers op ons sosiale media plaas. So julle handelsmerk kan deel wees van die reis en dit is maar hoe besighede en individue kan bydra met hulle donasies of hulle kan my kontak. Alles is op ons sosiale media bladsye. Baie dankie Linda van die Linda James Foundation. Ons is net hierna terug.
Pieter het vroeër gepraat oor die groot opwinding by vanjaar se Toyota in die Bos Nasionale Kunstefees en ek gesels nou toevallig met een van die sterre wat vanjaar daar te sien gaan wees. Ek fangirl so 'n bietjie want ek is mal oor haar musiek en haar menswees. Dit is die talentvolle Janie Bay. Janie, welkom by die show. Dankie Ross, dit is lekker om hier te wees. Waarna kan ons uitsien in vanjaar se in die Bos van Janie spesifiek? Ag, ek speel maar net 'n paar shows daar. Ek is net een van vele kunstenaars wat daar sing, ja. Maar wat kan ons verwag van die shows wat jy gaan doen? Ek is mos maar 'n kunstenaar wat nie daarvan hou om in 'n boksie te wees nie. En ek dink as ek soos even covers doen, dan is dit nie die gewone liedjies wat jy dalk sal hoor by ander mense se shows nie. So dis maar 'n mix, ja, van my eie liedjies, so een of twee covers tussenin. Ja. En sien jy uit na die in die bos ervaring? Ja. Ons was verlede jaar daar. Ons het ook die geleentheid gehad om op die hoog te sing. En dit is ongelooflik. Dit is net so groot en so nee, dit is lekker. Ek dink die vibe is goed daar. So dit is 'n lekker ondervinding. Junie is 'n groot maand al dusver vir jou. Jy en Dion het 'n groot herdenking gevier. Vertel ons bietjie meer daaroor. Ja, so ek en Dion is nou al 11 jaar saam. Verlede jaar was nou 'n bietjie groter. Ons was vir die eerste keer saam by Creer Wildtuin. Dion is ook in die musiekindustrie. Ons albei werk eintlik 'n bietjie in ander areas van die industrie ook. Ons het 'n PR besigheid en hy doen social media content, curated content en so. So dit is baie lekker dat ons eintlik saam kan werk in die industrie. Ons goedjies oorvleuel nogals baie met mekaar en hy speel gitaar vir my ook. So, is dit moeilik om so nou so naby mekaar te werk en dan getroud te wees? Nee, nie vir ons nie. Ek dink nie almal kan dit doen nie, maar ek dink dit was eintlik maar nog altyd vir ons lekker. Want vanaf ons saamgekom het ons al saam begin shows doen. So hy was eintlik altyd gewoond daaraan om saam te werk en om tyd saam te spandeer. Dit is vir ons lekker. Ja. Jy het onlangs opgetree met iemand wat ek ook 'n groot fan van is, Billy Rafool. Hoe het dit gebeur? Dit is nogal 'n cool storie. So Billy Rafool is nie 'n commercial of mainstream kunstenaar nie, maar ek het sy musiek gevind, ek dink in 2017 rond. En dit het soos by 'n garage gespeel en ek hoor toe, ek dink soos of ek het dalk al sy stem gehoor en ek gaan luister toe weer sy musiek en post maar so op my stories van sy goed en tag hom en in COVID toe ons almal in lockdown was, toe kry ek en Dion 'n message van hom af en hy sê toe net soos ek sien julle is van Suid-Afrika af en dankie vir julle tags en Dion het toe vir hom omdat ek sy musiek so love vir hom die hele tyd soos al vir 3 jaar messages gestuur en gevra of hy nie vir my soos 'n happy birthday video kan maak nie. En toe sê hy net hy gaan nou ons follow en ons het so oor en weer gesels en ons het toe actually 'n liedjie saam geskryf, ook saam met 'n ander skrywer, maar 'n liedjie record so remotely en dis nog nie release nie, dis nou in 2021 wat ons dit gedoen het, maar hy het nou uiteindelik dat hy was al 2 keer in Suid-Afrika. Hy het nie geweet van ons nie. So hy was nie bewus dat daar's fans van hom hier nie. Ja, want hy's isolated in Canada, like hy weet nie, hy maak met sy musiek. Ja, exactly. En nee, dit was net om saam met hom te werk is amazing. Hy's 'n ongelooflike skrywer en ek is maar my liefde vir die singer-songwriter is maar groot. En nou wag ek net eintlik nog steeds. Hy het gesê ons gaan dit nou hierdie jaar of begin volgende jaar die liedjie uitbring. So dit is baie exciting. Dit is baie opwindend want jy kry nou die geleentheid of jy het nou hierdie verhouding opgebou en nou is die geleentheid daar om hierdie liedjie later hierdie jaar of vroeg volgende jaar ook uit te bring. Ja, ek wag nou maar net want die soos hulle sê red tape is anders as jy by labels is oorsee en so aan. So ons vind nou eintlik maar net ons probeer om net 'n gapie te vind om dit te doen, ja. Jy het vroeër gepraat oor die bemarkingsbesigheid en publisiteitsbesigheid wat jy en Dion saam bedryf. Dis DDM Marketing. Vertel vir my 'n bietjie meer daarvan. Ja, ek en jy het ook al so 'n bietjie of met goedjies wat jy ook doen, baie gekruis met hierdie. So DDM is actually D&D Marketing, maar ons wil dit nie so sê nie want dit's kind of onder 'n umbrella van D Collective. Dit was verlede jaar 'n ander naam gewees, maar daar's 2 besighede wat toe uitmekaar uitgegaan het en nou is dit DDM. So ons
werk maar ook in PR, so dis maar jou radio plugging soos mense noem, jy stuur musiek, kunstenaars se musiek radio toe en TV en jy kry mense op TV-programme en so aan. Ons het nogal 'n groot verskeidenheid van kunstenaars, independent kunstenaars wat ons mee werk. Ons het 'n baie groot liefde vir indies en so ons probeer maar net met ons ondervinding wat ons het, kunstenaars te help om ook bietjie meer blootstelling te kry met hulle musiek. Dit is ek wil sê dis 'n goeie fight want dit is altyd ek dink vir 'n independent kunstenaar 'n bietjie meer stroom op, maar ons probeer vir hulle bietjie te leer oor wat se resources wat jy moet gebruik en wat om te doen en ja, ons hoop maar net om 'n verskil te kan maak so bietjie. Ons gaan bietjie later een van jou musiekvideo's speel. Is dit vir jou lekker om te collaborate met mense? Want ek kyk nou hierdie foto van jou en Ander Kennedy en jy en Billy Rafool het saam gewerk. Geniet jy dit? Ja, ek dink dit is die beste ding wat ek dink as jy 'n collaborative spirit het, leer jy baie. Ek dink toe ek begin het was ek so bietjie bang in my loopbaan. Dis nou al soos 15 jaar terug. Die eerste paar jare voel 'n mens so half dis moeilik om saam met iemand anders te werk, maar as jy jouself oopmaak vir dit, leer jy soveel meer. Dit voel vir my dit maak my 'n baie beter kunstenaar en skrywer om saam met ander mense te werk en veral iemand soos Hunter wat ook al so gesout is in wat hy doen. En ek en hy skryf lekker saam op ander musiek ook, ander kunstenaars se musiek. Ja, so dit is die beste ding. Dankie. Ons is net hierna terug met nog Johnny Bay. When it comes to scooters, mobilities, hoverboards, and kids' electrical ride-on cars, I proudly endorse iGlide, a company which is truly on top of their game. With a vast array of quality products, a fully equipped repair center, warranty and after-sales service guaranteed, iGlide is the #1 choice. Contact them today at iglide.co.za. Jou huis is meer as net 4 mure. Dis die plek waar jy wil rustig word en vergeet van die gejaag en die geraas in die wêreld daar buite. Inkanda sê jy laat tuis voel met gemaklike en kwaliteit meubels wat plaaslik vervaardig word. Perfek vir 'n stylvolle Suid-Afrikaanse leefstyl. Kom tuis met Inkanda. Dink aan jou inkomste as hierdie skapie se wol en hierdie skeermes. As jou huisverband, karskuld en na stygende lewenskoste afkom, bly daar nie veel oor nie. Jy kan nie 'n skaap verder as die vel skeer nie. Moenie dat skuld jou keel afsny nie. Kontak Skuldhulp vandag en ons sal namens jou met jou krediteure onderhandel om jou bates en waardigheid te beskerm. Skuldhulp, Afrikaans, regverdig, professioneel. Vir meer as 22 jaar is jou finansiële vryheid Finbond Groep Beperk se prioriteit. Ons waarborg jou kapitaal en 'n beter rentekoers al is die eksterne omgewing stormagtig. Deur jou kuponkoers oor 5 jaar te kapitaliseer, kan jy kyk hoe jou gemiddelde jaarlikse rentekoers uit sy nate bars. Voel weer goed oor jou finansiële gesondheid met Finbond Groep Beperk. Tesenfees geld. Los jou suster se hare uit. Ek soek 'n ouma. En ek soek 'n vakansie. Nee! Word jou daaglikse inkopies effens onmoontlik? Jy kan so sê, ja. Besoek Urban Foods se webtuiste en bestel jou kruideniersware en smaaklike voorafverpakte maaltye aanlyn. Ons is oop 6 dae 'n week en lewer binne 24 uur af. So maklik is dit? So maklik los ons al jou probleme op. Wel amper almal. Besoek www.urbanfoods.co.za vandag nog. Avontuur wag daar buite. Nuwe ervarings. Natuurskoon. En vuil voete. Kuier om die kampvuur. Deel visvangstories. En selfs 'n paar spookstories. Tentco, jou volgende avontuur begin by ons.
Welkom terug. Ons kyk nou saam na Janie Bay en Hunter Kennedy se musiekvideo vir hulle enkelsnit Ons Verander. Wat 'n lekker musiekvideo. Ek is mal daaroor. Het julle dit geniet om dit te skiet? Dit was regtig fun. Ons was actually nogals vinnig gedoen het. Ek dink ons het seker 3,5 ure geshoot. So dit was trek kostuum aan, doen die stukkies en ons is daar aan die einde van die video kan jy sien. Ons is eintlik so nat gesweet. Ons was so vinnig werk, maar dit was baie fun. Ons het nou voor die advertensie gepraat eintlik oor hoe jy dit geniet om collabs te doen. En een van jou grootste collabs was saam met Jan Bloukaas. Ja. En jy was deel van sy episode van Net Mens en dit was daai episode het almal so geraak en sy hele storie was ongelooflik. Ja, ek en Jan was goeie vriende. Ek dink vanaf ons mekaar ontmoet het, dit is moeilik om nie vriende te raak met hom nie. Hy's 'n baie oop mens en hy's baie liefdevol. En ja, Sterrebrand het baie vir my en vir hom beteken. Hy het in die laaste paar maande het hy iewers my so mooi message gestuur op WhatsApp wat net dit was net vir my, dit blew my mind want hy het net so kind of jy weet, ek dink hy het seker maar vir mense vir wie hy lief is messages gestuur soos kind of in afsluiting of om dankie te sê en toe het hy net daar gesê Sterrebrand is tot vandag toe sy gunsteling release en dit om saam met hom te kon stap in hierdie was moeilik maar ook spesiaal om jy weet die laaste tye saam met hom te kan wees en ek het by sy album launch vir hom gegroet. Dis die laaste dag wat ek hom gesien het. Ons het nog een voice note exchange die dag voordat hy oorlede is. Maar ja, ons almal mis hom. Dus ek dink mense wat hom nie eers ken nie mis hom. Jy kan sien op social media en so en ek mense connect my nogals met hom. So ek probeer maar nog goedjies te post van hom as ek kan, jy weet, en mense reply altyd met 'n dankie, dis lekker om weer sy gesig te sien. Ja. Dink jy sal 'n tribute tipe ding doen by in die bos dalk Sterrebrand aan hom? Ons werk eintlik aan ietsie wat so medley is. So ja, ons kyk na hom dalk een van sy liedjies ook te doen. Janie, wat lê vir jou nog voor? Want jy is 'n besige vrou. Ek dink ek sal altyd musiek maak op een of ander manier. Dit raak moeiliker soos tye aangaan want dit is duur, dit weet. Maar ek dink nie ek kan dit nie doen nie. Dis maar baie deel van my om te create. En ons gaan nog aangaan met DDM, kyk waar ons kunstenaars kan help en dan so 'n paar shows en goedjies. Ons een of twee exciting goed wat ek nog nie kan oor praat hierdie jaar ook nie. So ja, kyk maar so uit op die social media. Waar kan mense jou volg? Ja, dis net Janie Bay op meeste platforms. Jy kan net gaan search daar en obviously Spotify en Apple en al die platforms waar ons musiek is. Janie, dit was nou so heerlik om met jou te praat. Ek sien jou by die Toyota in die Bos Nasionale Kunstefees. Ek sien so uit om jou optredes te sien en net jou mens wees te ervaar. Ek hou baie van jou. Dankie Roself, I love you. Fangirl. Dankie. Okay, die fangirl wil vir julle vertel dat as jy jou besigheid wil adverteer op Goeiemôre Good Morning, kan jy vir ons 'n e-pos stuur sales@creatorsway.co.za. Onthou ook jy kan ons gaan volg op ons sosiale media platforms. Ons is op Facebook, Instagram, X en natuurlik ons YouTube kanaal @Goeiemôre Good Morning. Van my kant af is dit al wat ons vandag vir jou het. Ek sê vir jou totsiens. Hê 'n wonderlike dag. Ons sien jou weer. Weekends are there for you. To braai 'n chop, to enjoy the game. And all those other things. From mowing the lawn, removing grime, rust-proofing the braai, and even refinishing the bath. Rust-Oleum's wide range of products will get the job done, so you can get back to enjoying the things you love. Rust-Oleum, we've had your back since 1921. When it comes to scooters, mobilities, hoverboards, and kids' electrical ride-on cars, I proudly endorse iGlide, a company which is truly on top of their game. With
With a vast array of quality products, a fully equipped repair centre, warranty and after-sales service guaranteed, iGlide is the #1 choice. Contact them today at iglide.co.za.